Vanmôre gesels ons met Dr. Roelie van der Spuy met sy tema lig op die skrif. Maar goeiemôre Roelie. Môre Willem, môre luisteraars. Dankie, lekker om weer met julle te gesels. Roelie, is 'n tyd hier ons beweeg en tyd lydenstyd en ons hou altyd die kerk jaar in gedagte. En jy praat met ons gedurig oor die Bybel en hoe eintlik want jy's 'n Bybelvertaal en konsultant en so jy kan vir ons die plekke uitwys wat dit interessant is hoe 'n mens waarskynlik die Bybel op meer as een manier kan interpreteer of vertaal. Het jy vanmôre weer so iets vir ons? Ja, Willem, ja luisteraars. My tema is ek is en hulle het geval. Nou dit klink vir jou seker 'n bietjie snaaks as ek dit sê. Ek is en hulle het geval. Nou dit kom juis van 'n vertaalprobleem. Nou dit pas eintlik vir my baie goed die feit dat ons toevallig genadiglik nou hierdie stuk vertaal het in hierdie tyd wat lydenstyd is. Want julle weet 40 dae voor Paasfees begin mens met lydenstyd of met Lent en in hierdie lydenstyd het ons nou hierdie stukke uit Johannes en ander stukke vertaal wat oor die lydenstyd van Jesus Christus gaan. En dit is dan my tema waaroor ek wil praat. Die Jesus wat homself bekend gestel het en wat daar gebeur het hier in lydenstyd. So ja, luisteraar, as jy ook miskien vas hier in Lent, ehm iemand in my familie het gesê hulle wil glad nie hierdie 40 dae iets soets eet nie. Dis hulle swakpunt in die lewe. Ander een het gesê ek wil nie brood eet hierdie 40 dae nie. Ander het gesê ek wil nie alkohol drink hierdie 40 dae nie. Ek wil nie wyn drink nie of so iets. So is daar verskillende maniere wat ons toewy aan die Here deur van iets te vas. So die konsep van lydenstyd, Lent is sterk op my gemoed en ons kerk, ek is deesdae in Montetjie, het ook 'n sterk fokus op lydenstyd as voorbereiding vir die Paasfees en dit is nou nogal vir my lekker, so ek wil graag dan daarbey aansluit. En jou tema is ek is en hulle het geval. Nou Van waar kom hierdie gedeelte? laat ek nou verduidelik wat hier gebeur het. Nou ja, dit kom uit Johannes 18. So as jy jou Bybel het en graag saam met my wil blaai en lees, dan kom ons lees net 'n paar versies uit Johannes 18. Ek lees nou vanoggend uit die 2020 vertaling. Johannes 18, ek lees van vers 2 tot 6. Nou dit gaan hier oor Jesus en sy disippels wat oor die Kidronspruit gegaan het na die berg Olyfberg, na die tuin van die Getsemane. En toe kom Judas die verraaiers daaraan. Judas die verraaier en die ander mense daaraan. So Johannes 18 vers 2. Judas, sy verraaier het ook die plek geken omdat Jesus en sy disippels dikwels daar by mekaar gekom het. Judas het toe daar aangekom met die kohort soldate en die tempelwagte en die leierpriesters en die fariseërs met fakkels en lampe en wapens. Jesus het geweet van al die dinge wat met hom sou gebeur. Dis baie interessant, né? Jesus het geweet van al die dinge wat met hom sou gebeur. En hy het uitgegaan en vir hulle gevra: "Wie soek julle?" Hulle antwoord hom: "Jesus die Nasareëner." Hy sê toe vir hulle: "Ek is hy." Judas, sy verraaier, het ook daar by hulle gestaan. En dan vers 6, baie belangrik. Toe hy vir hulle sê: "Ek is hy," het die soldate teruggedeins en op die grond neergeval. Ja, dis dan ons tema versie vir die oggend ook. By vers 6, Johannes 18 vers 6. Toe Jesus vir hulle sê: "Ek is hy," het die soldate teruggedeins, hulle het agteruit geloop en geval. En dit is eintlik dan 'n soort van die grappie wat ek wil uitlig uit hierdie vertaalwerk uit. Ek het hierdie versie gekontroleer in 'n vertaling. So 'n vertaling hier in Bosbokrand, so familie van die Noord-Sotho wêreld. En hulle het dit vertaal. Ja, hierdie mense het agteruit geloop en toe val hulle. En ek kyk na hierdie vertaling en ek sê vir hulle,
Hoe het hierdie mense geval? Wat het gebeur? So sê die vertalers vir my, hulle het agteruit geloop, te val hulle op hulle rug, omdat hulle agteruit geloop het. Nou Willem, ek weet nie wat het jy verstaan van hierdie versie, Johannes 18 vers 6 nie, toe jy gelees het, die soldate en die ander mense het teruggedeins en platgeval. Kyk, om eerlikwaar te sê, jy weet, ek het my gedagtes glad nie op die letterlik betekenis van die woord gesien nie. Ek het net gesien dat hulle teruggedeins het en ek het maar gedink hulle sal vorentoe neerval soos in aanbidding, want hulle het gehoor wat hy vir hulle sê. Goed, dit is nou die twee belangrike vrae waaroor ek wil hê ons moet praat die vanoggend. Hoekom het hulle teruggedeins? En hoekom het hulle dan vooroorgeval om te aanbid? Maar nou ja, my vertalers in hierdie vertaalspan het nie verstaan hoekom hulle teruggedeins het nie. En hulle het gedink ja, ons het net geskrik dat Jesus na vore kom en hy het geskrik en Jesus sê ek is ek, hy's nie bang gewees Jesus nie. Hy het vir hulle gesê, dis ek. En toe loop hulle agteruit en hulle van skrik en toe val hulle agteroor. Miskien was daar wortels of iets anders van die olyfbome in die omgewing. Ja, so dis wat die mense gedink het. Maar ons sal nou kyk wat het gebeur, hoe het hulle geval. So ons gaan dan eintlik vanoggend kyk na hierdie woorde ek is hy. Nou dis moeilike woorde, ek is hy. Nou soos ek vir julle gesê het, my tema is ek. Ek is hy. Nou hierdie woorde het ek self vertaal moet dit is ek of ek dink een van ons ouer vertalings het ook miskien gesê dit is ek. Hulle het gevra, waar is Jesus die Nasareëner? Toe kom Jesus uit en hy sê dit is ek. Die nuwe vertaling sê ek is hy. In Engels I am he. So die nuwe vertaling die 2020 klink 'n bietjie na die Engels I am he. Ek is hy. Maar waar kom dit vandaan? En Willem, jy sal seker 'n bietjie verstaan as 'n dominee, maar jy luisteraar, as jy 'n bietjie Grieks ken, sal jy mooi verstaan wat ek nou gaan uitlig. En net so terloops, as jy dan agterna na my YouTube video wil kyk, want al my video's, al my praatjies is op YouTube as 'n video, dan sal jy baie mooi die woorde sien. Dit gaan oor die woorde wat Jesus uitgespreek het. Wat het Jesus gesê, Willem? Dis nou 'n moeilike vraag, maar wat sê die Bybel? Wat sê hierdie vertaling? Wat het Jesus gesê? Wat sê ons grondteks het Jesus gesê? Ego eimi, en daar's Eh, 'n klomp uitsprake wat ons daaroor gaan dat Jesus gesê het ego eimi. Ja, nou luister wat die probleem is. Ego is ek en eimi is ek is. Die eimi is amper soos I am. Ons sê dit nie regtig in Afrikaans nie. Maar so ego is ek en Amy is I am. So I am. En daarom het ek dit in die tema aangekondig as ek is. Nou die 2020 vertaling vertaal dit met ek is hy. Want dit is moeilik om dit te vertaal. Uh maar hoekom dis nou die groot vraag. Hoekom was dit nou so belangrik hierdie woorde en hoekom het die mense geskrik of soos jy Willem gesê het, hoekom het hulle neergeval en hom aanbid? En dit is wat ek wil hê waarna ons moet kyk. Ja, en hierdie woorde gee vir ons 'n goeie aanduiding daarvan dat Jesus eintlik verklaar het dat wie hy is. Want hierdie woorde kom natuurlik soos telkens haal hy die Ou Testament aan. Ja. Goed, so wat sê hierdie woorde eintlik? Waar kom dit vandaan? En hoekom het hulle teruggedeins? As ons al hierdie vrae kan antwoord, dan sal ons baie mooi die hele situasie kan opsom en dan sal dit vir ons meer betekenis hê. Maar nou ja, luisteraars, soos julle weet, ek kan nie uit die Nuwe Testament praat sonder om die Ou Testament aan te haal nie, want die Nuwe Testament is gegrond in die Ou Testament. En wat was hulle Bybel gewees? Watter Bybel het Jesus gelees? Watter Bybel het die disippels gelees? Hulle het nie ons Bybel gelees nie. Hulle het die Ou Testament gelees, want hulle het die Nuwe Testament gelewe. Dit wat ons nou hier oor Jesus gelees het, is die opskryf van wat gebeur het. Hulle het dit nie gelees nie. Hulle het dit gelewe.
So hulle Bybel was die Ou Testament. En daarom wil ek hê ons moet uit die Ou Testament uit Eksodus uitlees. Hoe God homself bekend gestel het en dan sal ons sien wat God gesê het en wat Jesus gesê het en dit met mekaar vergelyk. Dat is Willem? interessant, want Ja. Jesus was 'n Jood, 'n opregte Jood. Ek bedoel, hy was besny en hy was geleerd in die Ou Testament, soos alle Jode eintlik geleer was oor die Ou Testament. So hy het die wet en die profete geken, waarskynlik uit sy kop uit geken, soos tot vandag toe nog, wat hulle die Pentateeg uit hulle kop leer vir 'n jong ouderdom. So Jesus, as hy oor die Bybel praat, dan praat hy natuurlik, soos jy sê, oor die Ou Testament. En hy hoef hom nie te gaan haal nie, hy kan hom verbatim aanhaal. Ja, ja, dis pragtig, ja. Nou Willem, sal jy vir ons asseblief Eksodus 3 vers 2 lees? Luisteraar, ek gaan so 'n paar verse uit Eksodus 3 lees. So blaai gerus saam met my asseblief na Eksodus 3 toe, want dit is waar God hom dan self bekend gestel het en hier spesifiek dan aan Moses, né? Onthou, wat het met Moses gebeur? Moses is in Egipte gebore. Die farao waar al die Joodse seentjies doodgemaak het. Sy ma het hom in 'n bisie mandjie gesit op die Nylrivier. Die koningin, koning se dogter het hom raak gesien en hom grootgemaak. En toe hy teen 40 jaar oud was daar 'n bekleierery daar gewees. Langs deur die kort, hy slaan iemand dood daar en die ander ouens het dit gesien en hy vlug. En hy vlug toe Midian toe. So, tot op 40 jaar bly hy in Egipte. Van 40 tot 80 bly hy in Midian. En dit is nou waar hierdie verhaal hom afspeel wat ons nou vanoggend lees in Eksodus 3. Hy het daar rondgeloop en hy het hierdie brandende bos gesien. So Willem, lees asseblief vir ons Eksodus 3 vers 2. Ja, voor ek dit lees wil ek sê, is my baie interessant dat hy daar gaan bly het, want dit was ook maar 'n woestynagtige gebied. So hy was vir 40 jaar in die woestyn en later as hy dan terugkom uit Egipte, is hy weer 40 jaar in die woestyn. Hierdie was voorbereiding vir hom en die 40 jaar in die woestyn was waarskynlik voorbereiding vir die volk. Ja. Jy kan daaroor iets sê, dis sommer net vir interessant of jy hoef niks daaroor te sê nie. Eksodus 3 vers 2 staan daar het die engel van die Here aan hom verskyn in 'n vuur wat uit 'n doringbos opvlam. Moses het gesien daar's 'n doringbos aan die brand, maar die doringbos word sowaar nie verteer nie. Ja, so die doringbos brand nie uit nie. Hy brand en hy brand, maar hy brand nie uit nie. En toe gaan hy nou nader en hy kom agter is heilige vuur en hy trek sy skoene uit en God praat met hom direk uit hierdie brandende bos uit. So ek lees vir ons dan van vers 6 en vers 10, net so twee versies dat ons die verhaal daarom kan volg. So Eksodus 3 vers 6. Daarop sê hy, dis nou God wat met Moses praat uit die bos uit. Ek is die God van jou voorvader, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob. Moses het sy gesig bedek, want hy was bang om na God te kyk. En toe, Willem, wat sê God vir hom in vers 10? Ja, gaan dan nou, ek stuur jou na die farao om my volk, die Israeliete, uit Egipte uit te lei. Nou was hy baie happy om te gaan, wou hy graag gaan, was hy ywerig om te gaan praat met die farao. Hy het mos 'n paar verskonings aangebied, hy wou eintlik uit hierdie saak uitkom. Hy het onder andere gesê, swaar gepraat, so hy was nie glad van tong, volgens hom. Ja, nou, ja, ek dink die meeste mense dink hy het gehakkel, né? Is dit nie min of meer wat jy ook gedink het nie? Ja, ek dink dit party vertalings of van die Kommentaar. verklarende vertaling sê hy het gehakel, maar dit staan nie noodwendig so wat ek nog ooit gesien het in die Hebreëus nie. Nou die Hebreëus sê letterlik so iets soos hy was swaar van tong. Nou, luisteraars, nou wil ek vir julle iets sê. Julle weet ek is 'n Bybelvertaler en ek was 'n dominee gewees hier in die Vrystaat in Senekal. So ek het Sotho leer praat.
En ek het vir 13 jaar lank redelik goed Sotho gepraat. Toe gaan ek Rusland toe. Toe leer ek Russies, praat 10 jaar in Rusland. Ek leer Russies praat. Redelik goed Russies gepraat. Toe gaan ek Azerbeidjaan toe. Toe leer ek Azerbeidjani. Redelik goed Azerbeidjani gepraat, want dis by ander vertaalspanne wat ek daarmee gewerk het. En toe kry ek weer 'n werk, 'n vertaalwerk onder Russies sprekende mense. Of ten minste die vertaalspan is Russies, ons het werk in 'n ander taal. En weet julle, dit was vir my amper onmoontlik om weer Russies te praat. En 'n ander snaakse ding is, as ons teruggekom het Suid-Afrika toe, het my dogter vir my gelag want sy het nie Sotho geken nie, maar sy het Russies geken. En as ek met die petroljoggies begin Sotho praat en sy sê as ek vir pa verstaan, dan weet ek pa het meer Russiese woorde as Sotho woorde gebruik. Uh, en ek het ervaar dat as jy vir 10, 20 jaar 'n taal kon praat en vir 10, 20 jaar die taal nie gepraat het nie, is jy maar swaar van tong om daai taal weer te praat. En luisteraars, ek weet nie of julle dit al gehoor het nie, maar dit is my persoonlike verklaring van hierdie probleem van Moses. Dat hy 40 jaar Egipties gepraat het. Nou het hy 40 jaar Hebreëus gepraat. Nou sê God vir hom, gaan terug en praat weer Egipties. Ek dink hy was maar swaar van tong om daardie Egiptiese taal weer te praat. So, ek dink nie hy het gehakel nie. Ek dink letterlik net hy was te bang om weer Egipties te gaan praat. En daarom het hy gesê, my broer Aaron sal in my plek praat of saam met my praat, want Aaron het nog in Egipte gebly. So, ek weet nie of dit vir julle sin maak nie, maar dit is altyd vir my 'n interessante ding waaraan ek dink as ek hierdie woorde lees, wanneer God hom terugstuur en hy sê ek praat nie meer lekker nie. Ja, dit klink baie redelik en jou ondervinding het ook gemaak dat jy weet uit ondervinding verlore mens die vermoë om glad. Jy ken partykeer nog die woorde in jou kop, maar jou tong wil nie saamwerk nie. Ja. Uh, Ja, amper soos my in Engels partykeer, as ek lank genoeg in Engels praat, nie weet. nou ja, ek dink julle sal verstaan, né, julle wat nie so lekker Engels praat nie, julle is swaar van tong as dit by die Engels kom. Nou ja, ek dink Moses was swaar van tong toe dit by die Egipties kom en God hom teruggestuur het soontoe. Goed, maar kom ons gaan voort met Exodus. Ons het nou Exodus 3 vers 6 gelees en toe vers 10 gelees en nou gaan ons lees vers 13 tot 15. Nou wat interessant is, dis daardie bekende belangrike gedeelte waar God homself bekendstel. Want hy stuur toe nou vir Moses terug en Moses sê, maar as ek nou vir die volk sê, ek kom met julle praat, op grond waarvan? In wie se naam kom ek praat? Nou dis wat ons nou hier gaan lees. So Willem, lees vir ons vers 13 asseblief. Exodus 3 vers 13, net vers 13. Moses het vir God gesê, kyk, as ek by die Israeliete kom en vir hulle sê, die God van julle voorvaders het my na julle toe gestuur, en hulle vra my dan, wat is sy naam? Wat moet ek vir hulle sê? Ja, want hulle praat net van, dis God van my voorvaders, God van Isak, God van Abraham. So, wat is God se naam? Luisteraar, weet jy wat is God se naam? Dis amper soos kinders, né? Kinders ken hulle ma en hulle pa. En hulle ma of hulle pa het nie eintlik 'n naam nie. Dis ma en dis pa. En dit is hoe ons vir God ook ken. Dis God. Ons ken nie eintlik sy naam nie. En Moses ook. En hier het Moses die probleem besef en sê, maar as hulle vir my vra, wie het my gestuur? Wat gaan hy sê? As hy sê God, dan sê hulle ja, ons het ook God in Egipte, maar ons God is anders as die God waarvan jy praat. En daarom moes God hom identifiseer. So kyk wat sê God dan in Exodus 3 vers 14. God sê toe vir Moses, ek is wie ek is. Dit klink nie vir ons soos 'n naam nie, maar hy sê eintlik ek is ek. Ek het my kwaliteite. Ek is God, ek is ek. Jy kan niks anders sê of doen nie. Ek is ek. En ek, wat God is, ek het jou gestuur. Hy sê toe ook vir hom, so moet jy vir die Israeliete antwoord. Ek is, het my na julle gestuur. Moses het weer God het weer vir Moses gesê, so moet jy vir die Israeliete sê.
Die Here, die God van julle voorvaders, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob, het my na julle gestuur. Dit is my naam vir altyd. Dit is my gevierde naam van geslag tot geslag. En luisteraar, en dit is dan altyd my probleem hier. As God hom dan bekend gestel het, as Moses wou geweet het wie hy is. Hy's nie net God nie, hy's nie net pa nie. Hy's pa Willem of pa Roelie. Hy's God iets, God wie? En God het gesê, dis my naam. So die laaste versie daar, Eksodus 3 vers 15 staan dat die laaste lyntjie. Dit is my naam vir altyd. Nou het julle die naam gehoor? Want hierdie voorlaaste paragraafie sê, die Here, die God van julle voorvaders, die God van Abraham, van Isak en Jakob, het my na julle gestuur. Dit is wat jy moet antwoord. Klink dit of daar 'n naam in is? Nee, nee, regtig nie, Roelie. Ons weet ons het 'n naam uit die Bybel uit en uit die geskiedenis uit vir hom eintlik gekry van Jahwe, maar hierdie gedeelte lyk nie vir my of hier 'n naam is nie. Dit is Nou, meer soos 'n bekendstelling om te sê amper wat hy is, wie hy is en wat hy is. Nie 'n naam nie, maar 'n identifisering van sy hele wese. dis Hy korrek, is wat ja. hy is. Ja. So hy sê dan eintlik in hierdie deel 2 gedeelte, twee dinge, wie hy is en en wat hy genoem moet word. Hy sê ek is wie ek is ek. En hy sê ek is het my na julle gestuur. En dan staan daar in hierdie paragraaf, die Here, die God van julle voorvaders het my na julle gestuur. Nou luisteraar, dit is my probleem met vertalings. Ons kan nie alles vertaal wat in die oorspronklike is nie. As jy ooit regtig wil weet wat die Here God sê, moet jy Hebreëus leer, moet jy Grieks leer. Dis nou net die bottom line. Dis maar regtig die diepste waarheid. Want in hierdie versies wat ons gelees het God sy naam bekend gemaak. God het eintlik vir Moses gesê, ek, Jahweh, God, is die God van julle voorvaders. Maar Jahweh, die woord kom nie voor nie. Want Jahweh word vertaal met die Here. Ja, met hoofletters, maar jy luisteraar kon nie hoor dis hoofletters nie. Miskien as jy dit lees en jy sien die hoofletters, dan dink jy, ja, hier is iets anders agter dit en dis waar. So ons kan hierdie laaste versie dan so vertaal. Jahweh, die God van julle voorvaders, die God van Abraham, Isak en Jakob, het my na julle gestuur. Dit is my naam vir altyd. En as hy dan by die Egiptenare kom, of by die Israeliete in Egipte kom, dan sê hy vir hulle, wie het my gestuur? Jahweh, God het my gestuur. En dan weet hulle, dis nie die Egiptiese God nie. Dan weet hulle, dit is 'n ander God, dit is die God, dis die ware, dis die ewige God. En hierdie woorde van ek is wie ek is het my na julle gestuur. Daarmee wil God sê, hy's nie geskep nie. Hy is nog maar net altyd. God is. Dis sy karakter. En hierdie naam Jahweh is eintlik 'n Hebreëse vervorming van hy is. So hy is die een wat is. En daarom luisteraar, dink ek as ek nou hierdie stuk moet vertaal in my Afrikaans dan sou ek sê die ewige God, die God van Abraham of die ewige, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob het my julle gestuur. Dit is sy naam, die ewige. So dis nogal wat ek voel wat Jahweh beteken en hoe Jahweh God homself aan Moses, aan die volk en aan ons bekend gestel het. Is uitdagende amper stelling wat jy maak, want 'n mens wil graag hê jy wil seker wees die regte woorde word gebruik. En tog is dit eintlik nie daar nie, soos jy sê, om direk te vertaal is eintlik is baie keer moontlik, ja, maar baie keer byna onmoontlik. Byna, ja.
Ja, dit is nou maar die probleem van die vertaling. En dit is die probleem van ons verstaan van die ou tale, die ou kultuur ook. Hierdie ek is wie ek is God sê ek is ek. Dis my karakter. Ek is altyd daar en vir ewig daar. Ek is het my na julle gestuur. Ek die een wat altyd wees, wil ek amper sê. Ja, dit is so moeilik. Maar luisteraars, kom ons stap 'n bietjie verder. Onthou ons het begin deur te sê dis lydingstyd. En Jesus het homself bekend gestel daar aan die mense en die mense het platgeval. Hoekom dit gebeur? Nou die agtergrond daarvan kom uit hierdie gedeelte wat ons sopas gelees het in Eksodus 3. En onthou, die was alles in Hebreëus geskryf geweest. Die hele Ou Testament is in Hebreëus geskryf. Maar ongeveer 250 jaar voor Christus se geboorte is die Ou Testament in Grieks vertaal en dit word die Septuagint genoem. Dit word afgekort met die letters LXX wat 70 beteken, want daar was blykbaar 70 rabbies wat help vertaal het. So die Septuagint is die Grieks vertaling van die Hebreëse Ou Testament. En kom ons kyk wat hulle met hierdie gedeeltes gedoen het. En dan verstaan ons dalk iets van hoekom daardie mense so geskrik het toe Jesus hulle antwoord. So in Eksodus 3 vers 14 en 15 kyk ons nou na 'n paar Griekse woorde, hoe die Griekse vertaling hierdie Hebreëus vertaal het. Ek hoop julle volg, dit is nie te moeilik nie. Maar in vers 14 wat ons nou net gelees het, is waar God gesê het, ek is wie ek is. Staan daar in die Grieks. Ego eimi hoon. Ego eimi, ek is hoon wie ek is. So die Grieks het dit duidelik gemaak in die Griekse vertaling dat dis ego eimi wat vir Moses gestuur het. En dan in vers 15 waar ons die woord die Here het, die Here, die God van julle voorvaders, daai woord Here het die Grieks dan vertaal met Kyrios of Theos doen patronymon. Die Theos, Kyrios of Theos. Kyrios, die Here, Theos God, die Here God van julle voorvaders. So hulle het Jahweh, die God van julle voorvaders met vertaal as Kyrios, die God van julle voorvaders. So, hier sien ons twee baie interessante dinge. Die Grieks sê God het homself bekend gestel as ego eimi en daar word na hom verwys as Kyrios. En hierdie twee dinge is die dinge wat ons dan in Johannes ook sien. So as ek vinnig net dan terugkyk na hierdie twee versies, vers 14 sê die Hebreëus eje asher eje, ek is wie ek is, ego eimi hoon. En vers 15 sê Jahweh het my gestuur, het vir Moses gestuur, daar staan daar Kyrios het vir Moses gestuur in die Griekse vertaling. So dis die twee belangrike dinge. En as ons dan by die Nuwe Testament kom, dan sien ons in Johannes 1 vers 23, die begin van Johannes, né? Dat Johannes die Doper gekom het. Willem, wat het Johannes die Doper gaan doen? Wat was sy werk? Wie was hy? Hoe is hy beskryf? In Johannes 1 vers 23 lees ons dit. Ja, die hele gedeelte van Johannes en weet dit begin al in Jesaja daar voor bekend gemaak word dat iemand sal kom en dis Johannes wat die pad oop sal maak vir die Here, wat die aankondiger sal wees van Christus se koms na die aarde. Ja, Johannes die Doper stel homself bekend, hy sê, ek is die stem van die een wat uitroep in die woestyn. Maak die pad van die Here geregheid. Maak die pad van die Here gereed. En wat is die woord Here daar? Kyrios. So, as ons dan die Hebreëse woord daar wil inplaas, dan kan ons letterlik sê, Johannes die Doper het gesê, maak gereed die pad vir Jahweh. So, dit is so interessant. Hy meng dan eintlik Kyrios en Jahweh met mekaar en sê dis dieselfde persoon, wys dis dieselfde persoon in sy gebruik van hierdie uitspraak. So as Kyrios dan gebruik word in Eksodus 3, dan is dit die vertaling van Jahweh. As Kyrios gebruik word in Johannes 1, dan verwys dit na Jesus Christus. Jahweh wys na
dat daardie persoon God is. Kyrios wys dat daardie persoon God is. So dit is die interessantheid wat ons dan raak lees, omdat ons so 'n bietjie die agtergrond kon oopmaak van waar hierdie woorde vandaan kom. Maar ek wil eintlik begin opsom en afsluit, laat julle mooi verstaan, né? Onthou in die begin het ons gesê hierdie mense het gekom om Jesus te kom vang daar by die tuin van die Getsemane en hulle het gesê ons soek vir Jesus van Nasaret. En Jesus het vorentoe gestap en wat het hy geantwoord? Ek is hy, dit is ek. Maar ons sou dit kon skryf deur te sê, toe sê Jesus vir hulle, ego eimi. En toe skrik hulle boeglam en val in aanbidding voor hom neer. So hulle het teruggeduins van skok, maar hulle het in aanbidding voor hom neergeval. Soos Willem gesê het in die begin, hierdie mense is die tempelwagte, die wagte by die tempel van die owerpriesters en die ander priesters. So hulle is Joodse mense, mense wat Hebreëus, Aramees gepraat het. Hulle het geweet, ja, ego eimi is die vertaling, die Griekse vertaling van Yahweh. En ego eimi verwys na Yahweh, na God, die ewige God. En as Jesus dan sê, ego eimi, as hy hierdie heilige woorde, heilige naam gebruik, dan skrik hulle boeglam, want geen mens waag dit sommer om te sê, ek is die ewige God, ek is Yahweh, ek is ego eimi nie. En daarom het hulle van skok teruggeduins en geval, Ja, nie op hulle rug ek nie, wil maar in aanbidding. ek wil ook sê, jy weet dat hierdie gesprek rondom hom was reeds aan die gang, want Johannes Doper het gesê hy is die Here. Hy het gesê op verskeie plekke op maniere wat eintlik vir ons nie heeltemal verstaanbaar is nie, maar het hom bekend gemaak as God. En God het gesê, is my seun, God die Vader, en sy stem uit die hemel, 2 keer, wat ek van weet, 1 keer by die doop en 1 keer op die berg van verheerliking. En dan sê, dis my seun, luister na hom. En voort wil ek sê, Roelie, is dit nie moontlik dat hulle waarskynlik as Hebreërs, want dit was 'n klomp Hebreërs, hierdie soldate, en hy was Hebreërs, hoekom sou hulle met mekaar Grieks praat? As hulle ook kom en vra wat Jesus of wie is hy, dan sê hy waarskynlik nie in Grieks nie, maar hy sê in Hebreëus, dit is ek. Ek is wat ek is. En dan maak dit vir my persoonlik baie meer sin hoekom hulle teruggeduins het, want dan hoor hulle God wat hom aan Moses bekend maak en hulle weet van hierdie stryery tussen die Sadduseërs, die Fariseërs en die ander mense en Jesus is sy disippels wat hulle weet daarvan. So hier's klaar gevoel in hulle. So as hulle dit hoor dat hy dit proklameer, verklaar, dan duins hulle terug van nie net van skrik nie, maar van eerbied. Ja, van Ek weet nie eerbied. die regte woord om te sê nie. So, ek wil sê, het hy dit nie dalk in Hebreëus gesê nie? Ja, Willem, dit is 'n baie groot moontlikheid, want Hebreëus en miskien moet ons sê Aramees, né? Soos Ja. Hebreëus was nou die amptelike taal, maar soos ons dan soort van kom ons noem dit net ter wille van die vergelyking, kombuis Hollands praat, Afrikaans. So het hulle dan 'n kombuis Hebreëus gepraat wat Aramees genoem word. So hulle het nie meer suiwer Hebreëus gepraat nie, maar dialek van Hebreëus wat Aramees is. Ja, 10 teen 1 het hulle letterlik dan met mekaar Hebreëus gepraat op daardie oomblik ook. En dan sou hy seker daai woorde aangehaal het wat ek net nou hier gewys het aangehaal het ook. Eje asher eje. Ek is wat ek is. Ek is hy. En as hy daardie woorde gebruik het, sou hierdie Joodse mense, hierdie Aramees sprekendes, hulle boeglam geskrik het want hierdie man het gesê openlik, ek is God. En hy het dit sekerlik met soveel gesag gesê. Hy het dit sonder vrees gesê want hy het vorentoe gestap en vir hulle gesê: "Aye, asher aye, ek is wie ek is God." Ek hoor hy met dan in Grieks. En dan dink ek het hulle regtig
uh, miskien van skok dat hulle gedink het dit is godslastering, blasfemie, nie godlastering. Miskien was dit party se gevoel, maar miskien het ander iets ervaar van God Jesus se goddelikheid. En daarom het hulle boeglam geskrik. Dat hulle hier vir God wou vang. Ja, dis eintlik wonderlik, nê. En dit wys ons die vlakke, nê, van Afrikaans na Grieks, na Hebreëus. Hoe hierdie dinge vir ons in mekaar steek en hoe die taalkennis ons geloofskennis kan verryk ook. Hmm. Nee, verseker. Dis baie kragtig om dit te besef dat Christus ook waarskynlik met soveel gesag op dit gesê het dat hulle teruggedeins het. En ons weet uit sy hele lewe uit dat Christus het met gesag gepraat, gepreek, met die Ja. mense gepraat, sodat baie dit besef het dat sy gesag en krag nie uit homself kom nie. Ja, 'n paar keer het hulle vir hom gesê, ja, jy preek, ek wil amper sê jy preek nie soos die skrifgeleerdes nie. Jy preek met gesag. Want hulle het Ja. geweet hy preek met gesag. Hy praat as God, soos God. Hmm. En daarom weet hulle dit besef, ja. Luisteraars, ek wil klaarmaak, ek het lank gesels. Onthou, dis lydenstyd en Jesus het dan letterlik hier in die lydingstyd vir daardie mense gesê, ek is God. Ek is God wat gaan lei. Nou, wat hulle nie verstaan het nie, is ek is God wat vir julle gaan lei. Maar as jy dit verstaan, dan moet jy saam met my jou gereed maak in hierdie 40 dae van lydingstyd, van Lent, om jou Here en Verlosser op Paasfees te ontmoet. Ek wil sê, is Jesus Kyrios vir jou? As Jesus Kyrios is vir jou, val in aanbidding voor hom neer en erken sy godheid en dat hy vir jou, vir my gesterf het. En dit vier ons op Paasfees. So kom ons gebruik dan ook hierdie geselsie van vanoggend om ons gereed te maak vir die Paasfees wat voor ons lê. Ja, baie dankie, Roelie. Lekker gedeelte om oor te dink en weer te lees. Ons nooi ook die luisteraars uit om hulle woord, die Bybel te lees. Miskien 'n laaste opmerking of woord en kontak besonderheid van jou asseblief. Goed, ja, ja, as jy 'n soortgelyke vrae het of vrae oor hierdie praatjie het, kan jy my gerus kontak by 074 419 8353. En so terloops, baie dankie vir die kommentaar, die vragies, die aanmoediging wat ek so af en toe kry. Ek waardeer dit baie. Dit is regtig goed om te hoor dat daar sommige mense is wat saam met my leer. En ek is dankbaar daaroor dat ons dan ons kennis van die skrif en natuurlik dan kennis van die Here op die manier mag verryk. As Jesus jou Kyrios is, maak jou gereed om sy dood en verlossing te herdenk op Paasfees. Tot volgende keer. Baie dankie, Roelie. Baie seën vir jou. Baie dankie. Oh. Willem.